Kan jy skaars wag om in die hemel te wees? Het jou verlange na die hemel die afgelope jaar sterker of swakker geword? Die verlange na die hemel is nie iets wat natuurlik by die mens voorkom nie. Ons word natuurlik aangetrek tot dinge wat ons kan sien en aanraak. Hierdie dryfkrag na materialisme kan ons van die ewige lewe weerhou. Daarom gee die Bybel raad. Stel julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op dinge van die aarde nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, sal julle ook saam met hom geopenbaar word in heerlikheid. 'n Verlange na die hemel gebeur nie van self nie. Dit is 'n keuse. Dit groei wanneer ons doelbewus tyd spandeer met Jesus in gebed, Bybelstudie, die Gees van Profesie boeke bestudeer, die Sabbatskoolles ondersoek, ons hoop met ander deel en gereeld in God se koninkryk belê. Het hierdie gewoontes by jou gegroei die afgelope jaar? Jesus het kom vra dat ons skatte vir onsself versamel, nie op die aarde nie, maar in die hemel, want alles hier sal binnekort verbygaan. Hy gee nog 'n rede, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons lê skatte vir onsself in die hemel op wanneer ons gebruik wat God aan ons gee om sy werk vorentoe te neem, deur tiendes en beloftes terug te gee, sodat ander gered kan word. Wil jy hê jou verlange dat die hemel moet groei in die nuwe jaar, sodat jy kan sê, ek kan nie wag om daar te wees nie? Dan is dit tyd om jou besluit te hernie, om elke dag rustig en vroeg tyd met Jesus deur te bring, vir hom te werk en die dele wat hy vra, soos tiendes en beloftes aan hom terug te gee. Laat ons, terwyl ons dit doen, ons eie begeertes laaste stel en God eerste.